aan U opdra. Here, en dankie dat baie keer gee ons dit vir U. Maar wanneer ons begin loof en prys, dan val hy laste net af. Here, waar ons nagmaal gebruik vanoggend, bid ons dat U ons harte sal voorberei, dat ons nie een van ons op 'n verkeerde manier nagmaal sal gebruik nie. Here, kom ontmoet ons vanoggend in Jesus se naam. Amen. Net voor ons begin, net 'n praktiese saakie. Ons het nuwe luidsprekers ingesit en ons is in die proses om die klank reg te kry. Vir wie was die klank vanoggend te hard gewees? Okay, so daar's 'n hele paar hande. Okay, so daar's 'n hele paar mense wat vir wie die klank te hard is. Ander ons moet asseblief kyk dat ons dit so 'n bietjie sagter sit. Ons gaan vanoggend uit 2 Korintiërs 5 uitlees. Jy kan julle Bybels daar oopmaak. Ons gemeente is in die AGS van SA, skakel ons in by 'n netwerk. En die netwerk se naam is die Familie Aduin netwerk. En die leier van ons netwerk kom later van die jaar bietjie by ons kuier, Werner Strauss, maar ook in die streek waar ons by ingeskakel is, het ons 'n streeksleier. Nou, ons streekleier is Theo Tron gewees, en Theo is net so 'n jaar of 2 ouer as ek, en die 4 jaar wat Theo in hierdie gebied was, hulle is gesetel in Polokwane, was van die wonderlikste jare van my lewe. Wat 'n voorreg om nie net 'n mentor in Theo te gehad het nie, maar ook 'n vriend. En so 5-6 weke gelede was ons in Polokwane, ek en Sonja, en ek en Theo die ooreenkoms as ek Polokwane toe kom, dat ons ten minste net 'n koppie koffie saam drink. En ek sê van Theo, kan ons gaan koffie drink? En hy sê 12 uur by 'n plek. En toe ek daar kom, toe sê ek hoop nie het geëet nie, want ek het net op my hart om jou uit te neem vir ete. En ons het verskriklik lekker gekuier. En ons sou hierdie donderdag wat nou kom, het ons weer 'n afspraak gehad om te kuier, maar laasweek is Theo in sy slaap oorlede. En toe, hy's nog nie 60 nie, baie dinamies. Theo het 'n baie sterk gestel gehad, hy het nie sommer verkoue of so iets gekry nie. Dit was heeltemal onverwags, en dit was 'n verskriklike skok vir myself gewees. En die ironie is dat hierdie week wat nou kom, die Woensdag, gaan ek en Sonja weer Polokwane toe, want my skoonma word op hierdie Woensdag wat nou kom 90 jaar oud. En ek moet mooi my woorde tel, want sy luister elke week die preek. Ek nie weet sy my ou skoonmoeder nie, my skoonma word 90, maar die Vrydag is dit Theo se begrafnis. En saam met dit, dalk het julle agtergekom, ons is besig om deur 2 Korintiërs te werk met die prediking, want ek het laat ons 2 Korintiërs baie vinnig lees in die Bybelleesprogram. Ek het so die mense so 'n bietjie 'n verrassingkie gehad, maar nou preek ons stadig deur hom, so ons gaan nie 2 Korintiërs afskeep nie. En 2 Korintiërs is so vol beelde, beeldspraak. Paulus gebruik hier een beeld na die ander, kom net, en ek het gedink, kom ons staan bietjie by elke van daai beelde stil, en toevallig is vanoggend se beeld waarby ons stil staan, tente en kliphuise. Tente en kliphuise. Nou kom ons lees saam. Julle kan 2 Korintiërs 5, ons lees vers 1.
Jy sal ons weet dat wanneer ons aardse verblyf, wat net 'n tentwoning is, afgebreek word, ons 'n permanente blyplek by God het. 'n Huis wat nie met hande gebou is nie, maar wat vir altyd in die hemel bestaan. So ietsie wat dalk in die vertaling staan, maar wat mense nie so uitstaan nie, is die eerste deel waar Paulus skryf, ons weet. En dit is 'n kragtige uitdrukking daai, om te sê, dit wat ek nou vir julle vertel is korrek. Dis nie dat ek dit vertrou of dit glo nie. Ons weet dit. Nou, net 'n paar hoofstukke aan, so 7 hoofstukke of so aan, vertel Paulus van hoe hy in die hemel ingeruk is. En hoe hy daar dinge gesien het wat hy kan dit nie eens verduidelik nie. So wanneer Paulus hier begin, dan sê hy, ons weet. En die vraag vir my en elkeen van ons is, weet ek dat hierdie aardse lewe 'n oogwink is en kort is en tydelik is en verbygaan, en dat na hierdie aardse lewe daar ewigheid wag by God. Weet ons dit? En dan sê Paulus, hy vergelyk dit so, hy sê, hierdie aardse lewe is soos om in 'n tent te bly. Maar die ewige lewe by God is soos om in 'n kliphuis te bly. Nou wanneer ons dink aan 'n tent, dan dink ons aan iets wat tydelik is, iets wat verbygaan. Maar as ons dink aan 'n kliphuis, dan dink ons aan iets wat permanent is, wat vir ewig bly staan. En die probleem, dink ek, in die wêreld, en veral in die westerse wêreld, kom dat ons so op materialisme ingestel geraak het. Dat ons begin leef het asof hierdie kort aardse lewe ons ewige plek is. En die hemel, die ewige lewe wat daarna kom, nie belangrik is nie. Vir Paulus was dit makliker om te weet hierdie aardse lewe is kort en gaan verby, want die Christen het baie swaar gekry in daai tyd. Die Christen is vervolg. In hierdie eindste 2 Korintiërs brief sê Paulus wat hy moes verduur vir die Here. En ons moet pas op dat ons nie so gemaklik raak hier op aarde, dat ons nie weet, uit ons wete, vaste wete, dat ons ewige lewe by God is, dat ons nie so vir die aardse lewe begin leef, dat ons vergeet van die ewige lewe nie. Jacques en Janke, dit is juist wat julle vanoggend beloof het met julle kind, om vir die Here te sê, Here, ons sal hierdie ou kindjie groot maak vir U, vir die ewigheid, nie net vir hierdie aardse lewe nie. Dan as ons verder lees in vers 2, dan sê hy, in hierdie tentwoning soeg en kreun ons, want ons verlang daarna om met ons hemelse woning te betrek. So Paulus sê, hier op aarde soeg en kreun ons. Kan ek vra, as enige iemand hier vandag wat nie 'n uitdaging of 2 of 3 of 4 of 5 in jou lewe het nie. Is daar iemand hier wat kan sê alles werk nie, is net vir my reg. Ons moet met dankbaarheid leef vir dit wat die Here vir ons gee. Maar hierdie plek is nie volmaak nie. Ons soeg en kreun hierso. En daarom sê hy, ons verlang daarna om ons hemelse woning te betrek. En dan sê die woord van die Here vir ons dat
ons gaan eendag saam met die Here 'n nuwe liggaam kry. Soos Jesus sin wat hy nou reeds het. En in daai liggaam gaan ons vir ewig woon by die Here. Nou, baie keer as ons by ouer mense kom en besoek, dan sal hulle 'n grappie maak en iets sê soos, as ek die oggend opstaan en ek het nie 'n pyn nie, dan weet ek iets is verkeerd. Het julle dit al gehoor? Die aardse liggaam gaan agteruit, soos ons ouer word, en dis bedoel om so te wees. Maar eendag gaan ons 'n volmaakte nuwe liggaam kry. Eendag gaan ons 'n volmaakte nuwe woonplek by God hê. 'n Bekende skrywer van Christelike liedere, 'n vroutjie met die naam Fanny Crosby. Sy is hier in die laat 1800s daar rond geleef. En sy was blind gewees. En sy skryf toe 'n gediggie, en in die gediggie skryf sy, "And I shall see him face to face and tell my story, saved by grace." En as mens haar nie ken nie, dan sê sy dis baie mooi. Maar as jy haar ken en weet maar sy is blind, dan sê sy eendag in die hemel gaan die Here vir my 'n volmaakte liggaam gee. Met daai liggaam gaan ek my Here kan sien. En ek gaan my storie vir hom vertel. En wat is 'n Christelike getuienis anders as saved by grace? En Paulus skryf hier, ons verlang daarna. Ons verlang daarna om by hom te wees. Ons mag daarna verlang. Paulus sê, ek wil nie hier wees op aarde meer nie. Ek wil by die Here wees. Maar ek is nog hier terwille van die taak wat die Here vir my gegee het. Terwille van julle, sê hy. Want ek het nog 'n taak. En as my taak klaar is, dan wil ek daar wees, by hom. So nie net kry ons 'n permanente woning by hom nie. Ons gaan 'n nuwe liggaam kry. En ons kan daarna verlang. Maar op sy tyd. En hoekom word ons tyd op aarde gespaar? Omdat ons 'n werkie het. En toe my vriend Theo sy werk klaar was, het die Here, ek dink Theo is so 58 jaar oud gewees. Die Here hom huis toe gevat. Hy is nou daar by die Here, want die Bybel sê vir ons, as ons doodgaan, is ons by God. Vers 5 staan, ek spring so 'n paar verse, hy sê, hy wat ons juis hiervoor voorberei het, is God, wat aan ons die Gees as waarborg gegee het. Ons is nog steeds besig om te praat oor die aardse lewe, wat 'n tentwoning is, oor die ewige lewe, wat 'n klipgebou is, 'n kliphuis is, en dan sê hy wat ons juis hiervoor voorberei het, wat hy hierby bedoel is, terwyl ons op aarde is, word ons voorberei vir die ewige. So daarom moet ons hierdie aardse lewe leef vir die hemel, vir die Here. Maar dan sê hy, die laaste gedeelte, wat aan ons die Gees as waarborg gegee het. So, om dit te doen, om te kan leef hier vir die Here, gee hy vir ons sy Heilige Gees. En is net deur die Heilige Gees, wat ons nou op aarde, in ons tentwoning, 'n lewe kan leef, waar ons voorberei word, vir die ewige lewe. Toeriste wat in Engeland gaan besoek het, vertel dat hulle op 'n klein Engelse dorpie gekom het, en op die dorpie was daar 'n pragtige ou kerkgebou, en daar was restaurasiewerk aan gedoen, was platforms gebou, waarop hulle nou alles mooi regmaak. Maar die mense sê, hulle stap en daar sit eenkant 'n man, en hy's besig om stadig maar seker 'n klip te kap.
Maar om hom woel en werf dit en die klippe wat hulle in die mure bou, kry hulle sommer vinnig reg, maar hierdie man sit en hy met baie sorg is hy besig om 'n klip voor te berei. En die man is nuuskierig en hy gaan vra vir hom, maar al hierdie ander mense woel, maar hoekom is jy besig om soveel sorg die klip te kap? En die klipmesselaar sê vir hom, kom kyk hier, en hy staan op en hy stap 'n paar tree weg en hy wys hom die toring, die kliptoring. En hy sê, kan jy sien, daar heel bo op die kliptoring, kort daar nog een steen. Ons noem dit toevallig die kroonsteen. En hy sê, hierdie klip wat ek kap, is die kroonsteen. Toe sê hy die volgende woorde, en hy sê, ek berei hierdie klip hier onder voor, sodat dit daarbo kan werk. En uit hierdie ondervinding wat hierdie toeriste gehad het in Engeland, verduidelik hulle hierdie vers, dat ons word hier op aarde, of ons moet hier op aarde voorberei word vir wanneer ons in die hemel is. Daarom moet ons hier op aarde leef vir die hemel. Maar God, Jesus, het ons nie wese gelos hier nie. Hy het dit gesê, ek los julle nie alleen nie, want as ek na my Vader toe kom, gaan hy die belofte van die Heilige Gees stuur. So wanneer ons 'n lewe leef, waar ons oorgee aan die Here Jesus, waar ons daar met hom begin, waar ons krag by hom kry, waar ons hom vra dat hy deur sy Heilige Gees ons lei in alles wat ons doen, dan is ons besig om hier op aarde voorberei te word vir ons ewige lewe by die Here. Dan is dit ook vir ons waar, wat die klipkapper gesê het, as hy gesê het, ek berei hierdie steen hier onder voor, sodat dit daarbo kan werk. So vanoggend hoop ek elkeen van ons besef, hierdie liggaam waarin ek nou bly, is 'n tent, en 'n tent is tydelik. Selfs 'n grand tent bly tydelik. En dit is nie my regte woonplek nie. My regte woonplek is 'n kliphuis, 'n ewige huis by God. Maar terwyl ek hier op aarde is, kan ek verlang om daar by hom te wees. En as ek daai verlange het, sal ek begin lewe op aarde vir daar. En dan kan deur die werk van die Heilige Gees die Here my lewe hier voorberei. En ek dink deel van daai klipkappe is die hoekies wat afgekap word, die grove plekkies, dat almal van ons is feilbaar. Maar ons moet soos Dawid maak. Dawid was so feilbaar, maar hy het elke keer teruggekom na die Here toe. Het elke keer weer voor die Here sy lewe neergelê. En dan kan ons hier op aarde, hier onder, voorberei word vir die ewige lewe daarbo. Nou die belangrikste goedjies wat ek vanoggend wil uitlig is die volgende, en dit is waarmee hierdie paar verse begin. Dit begin deur Paulus wat sê, ons weet. Kom ons vat net so 'n oomblik, ons word net stil. Weet ons, Here, ons weet. Daar's 'n ewigheid saam met U. En in hierdie verse word die tydelike afgespeel teen die ewige, en Paulus gebruik 'n pragtige beeld wat tot vandag toe werk. En dit is dat die aardse lewe is 'n tent en die ewige lewe is 'n klipwoning. En dan ons word nou reeds voorberei vir die ewigheid wanneer ons hier op aarde toelaat dat die Heilige Gees ons lei. Amen. Kom ons bid saam.
Ons Here Jesus, vanoggend kom gee ons lewens vir U. Here, vanoggend sê ons ek kan my lewe vir U gee, want ek weet my permanente woning is by U. Here, hou my in hierdie tentwoning, in hierdie tydelike plek, solank my werk op aarde vir U nog nie klaar is nie. Dankie Here dat as my werk klaar is, ek saam met U sal wees. Dan gaan ek in my kliphuis vir ewig bly by U. Here, dankie vir U genade. Dankie vir die Heilige Gees, dat die Gees ons voorberei hier op aarde vir die ewigheid. Maar ons moet saamwerk. Ons moet ons lewens vir U gee. En ons doen dit nou, Here. As jy nog nooit jou lewe vir Jesus oorgegee het nie, bid vanoggend saam met my en sê, Here Jesus, ek bely dat ek 'n sondaar is en dat ek verlore is. Ek dank U dat U die volle prys aan die kruis betaal het vir my sonde. Daarom neem ek U aan as my verlosser, maar ook as my Here. Here Jesus, vul my met U Heilige Gees en gee my die krag om U getuie te wees. Gee my die krag om vir U te kan leef. Here, berei my voor hier op aarde vir eendag daarbo. Here, maak dat elkeen van ons aardse lewe sal leef nou vir die ewigheid. Ek wil vra dat elkeen van ons so 'n minuut vat en net in stil gebed voor die Here praat net met hom oor dit wat ons gepreek het vanoggend. Sê vir hom, Here, ek gee my lewe oor. Here, ek lê my tentwoning voor U neer. Praat nou met die Here, ek gee vir almal kans. Amen. Kom ons staan op. Die diens is nog nie klaar nou nie. Die volgende deel van die diens begin. Ons noem daai deel die kuier van gelowiges. So, nagmaal. Dankie, Sonja, ek het skoon vergeet. Diens is nog nie klaar nie. Ons het nagmaal. Kom ons bid net daarvoor, Here. Dankie vir U tafel van genade. My woord sê ook vir ons dat ons nie op verkeerde manier dit moet gebruik nie, dat as ons onbelyde sonde in ons lewens het, dan moet ons dit bely. As daar iemand is wat ons moet vergewe, dan moet ons daai persoon vergewe voor ons kan nagmaal gebruik. Here, ons bely nou, ons maak ons harte reg, ons vergewe, ons seën, ons spreek vry. Here, en my gebed is dat ons nou geestelik gevoed sal word aan U tafel, sodat ons nou al op aarde kan leef vir die ewigheid. Kom versterk ons na ons innerlike mens nou. Bid dit deur die Heilige Gees se krag. Amen. Hoe ons nagmaal gebruik, ons gebruik dit saam as gesinne, as vriendegroepe. So kom vorentoe, pa van die huis, vat vir elkeen 'n broodjie van die druiwesap. Die druiwesap herinner ons aan die wyn van die nagmaal en aan die bloed van die Here, en die broodjie herinner ons aan sy liggaam, dat hy al ons sondes
op hom geneem het. So kom saam as gesinne, as vriendekringe en kom gebruik saam die verbondsmaaltyd.